6 April. 6 April het ons 'n doop en worship aand. So as jy ons wil join, ons sal meer details gee. Julle weet ons like dit sommer in die tuin. Amen. Lekker 2-3 ure worship session met 'n doop tussenin. Amen. So as jy gedoop wil word, praat met my of Eddie, Pastor Christy, Mika, Grant, Angie, enige een van die leierskap. Jou naam op die lys sit, as jy nog nie gedoop is nie. Hier praat ek nie van die natspad bediening nie, nee. Ons praat daarin van dip onder die water, soos wat die woord sê. Onderdompel, baptizo. Die water moet oor jou spoel soos 'n begrafnis. Amen. Soos die grond wat oor 'n kus gegooi word. En dan as ons jou uithaal en sê, Romeine 6, nou staan jy weer op in 'n nuwe lewe, in die Christus lewe. Amen. So as jy nog nie daai doop deurgegaan het of ervaring gehad het nie, praat met enige een van ons. Baie mense sê, maar ek weet nie of ek reg is vir doop nie. Doop is die beginpunt van om reg te kom. Amen. Voor doop sê ons pik by. Amen. En na doop sê ons word groot. Hulle loop so daai paadjie. Amen. Amen. Julle is so stil volgens. Julle okay? Is alles okay? Almal Heilige Gees bietjie? Amen. Lekker gesing? Kon julle byhou? Was dit nie te hoog nie? Was dit nie te laag nie? Was dit nie te wyd nie? Want dis hoe die liefde van Jesus is. It's so high. Nee. Wie van julle ken hy kinderliedjie? The love of Jesus? Sê, julle ken die liedjie, maar moenie julle die job los nie. Amen. Prys die Here. So ons laaste diens in ons reeks oor veilige grense. Amen. En ek weet nie of dit vir enige een van julle baat was die laaste 3 weke nie, maar vir myself persoonlik, wanneer ons 'n reeks spreek, glo my, as pastoor word jy heavy ge-challenge op dit wat jy preek. Glo jy die woord wat jy preek? Pas jy die woord toe wat jy preek? Gaan jy hou by die woord wat jy gepreek het? Amen. Gaan my lewe in lyn kom met die woord wat gepreek is? Is my lewe in lyn met die woord? Sien, is baie lekkerder om 'n lidmaat te wees. Amen. So ons kan enige tyd bietjie ruil as jy wil. Maar wat vir my belangrik is van die hele reeks oor grense, dit het my oë oopgemaak van hoe maklik sak mense dit en jy laat mense toe wat nie naby jou hoort nie. En ek praat nie oor hulle bad is nie, ek praat oor hulle ongesond is vir jou. Omstandighede wat ongesond is vir jou. Amen. Situasies wat ongesond is vir jou. Die eerste week het ons gepraat oor persoonlike grense, om jouself teen jouself te beskerm. Amen. Want dis ook nodig, want ons maak baie keer slim keuses en minder slim keuses, nee. Amen. Tweede week het ons gepraat oor vriende, sosiale kringe, werksplek, hoe om grense te hê in daai areas. Laas week het dit gegaan oor verhouding, verloving en huwelik. Hoe belangrik is om daai grense in jou te hê, want hoekom? Anders gaan ander mense inbraak maak en hulle gaan verwoes dit wat vir jou en God heilig is. Dis hoekom jy moet grense hê. Amen. Toe ons afgesluit en gesê ons gaan vandag praat oor die laaste grens, die een wat ek dink die mense die meeste moet hoor, maar nie wil hoor nie. Want as ons die oomblik as ons sê ons gaan oor geld praat, dan sê almal die kerk wil net jou geld hê. Amen. Ek wil nie jou geld hê nie. Ek wil hê jy moet van jou geld ontslae raak. Amen. Hoekom? Want ek wil nie hê jy moet in greed verval nie. En ek gaan nou vir jou sê hoekom, want dit is vanoggend ons diens en verskoon my as ek bietjie sukkel, ek my nuwe bril eers bietjie uitfigure. Hulle die multifocal bietjie geskuif teen waar hy was op die ander bril. So ek raak nou eers. Hierdie is eintlik my ou bril met nuwe glas. Amen. Soos 'n gestampte kar met 'n nuwe wiende. Dit voel omtrent dieselfde. So baie keer vra ek vir myself af, wat sou ek gehad het as ek nie geweet het wat het ander mense nie? Wat sou jy gehad het as jy nie ander mense geken het wat dieselfde het? En toe wil jy dit ook hê nie. Wat sou jy gehad het as niemand niks gehad het? Amen. Hoeveel van die goed wat ons het ons gesien iemand anders het? Amen.
Hoeveel van die goed wat ons doen, het ons gesien omdat ander mense dit doen? Kom ek vat in my eie lewe. Ek jag, my vriende jag, my skoonseun jag, ek jag met 'n 308, Jochie het 'n 308, Christie het 'n 308, Shane het 'n 308, my skoonseun het 'n 308. Nie omdat ons mekaar kopie nie, maar omdat ons weet wat is waarde, né? Want jy kan 'n 30 Quest koop. Amen. Of jy kan 'n 300 Winmac koop wat jy net die helfte van jou bok oor het. Amen. So jy koop met wysheid. Maar omdat ons weet 'n 308 werk, koop almal 'n 308 want dit werk. Maar dan kom die vraag, wat 'n 308? Amen. Gaan jy all out gaan en jy gaan koop sommer 'n Barrett en gaan groot R125,000 vir die geweer met 'n R75,000 skoop op. Ek kan R200,000 baie beter aanwend. Amen. Nie daarmee jag nie. En dis die vraag wat ons vandag onsself moet vra. Hoeveel van die goed wat ek doen het ek oorbestee? Is dit omdat ek 'n hoarder is of is dit omdat ek wil keep up with the Joneses? Want dis die twee grootste goed wat die Bybel praat oor finansies. Either gaan jy 'n consumer wees, jy gaan alles opgebruik, opeet. So ek altyd sê, Pastor Daniel altyd gesê, jy doen twee dinge met saad. Either saai jy dit of jy eet dit om. Of gaan jy 'n hoarder wees? Jy consume nog steeds, maar jy maak by mekaar, vir as, vir eendag, vir vorentoe. Amen? En ek dink die probleem is, ons weet te veel wat se goed is in ander mense se huise, en dit beïnvloed ons keuses. Amen? Het jy gesien wat het hy nou weer gekoop? Het jy nou gesien wat het sy nou weer gekoop? Ons ken mense, daar so 'n pad, hulle noem dit die Golden Highway. Ons ken nie van die mense wat op daai pad bly. As die een ou dit koop, moet die volgende ou either die beter koop of dieselfde koop. En ons kom in daai kompetisie met mekaar, want hoekom? Die lewe maak van alles 'n kompetisie. Wie's die beste Christen? Ek so bly die Bybel soek nie die beste Christen nie. Amen. Hy soek 'n gehoorsame Christen. Amen. Want hoe lyk beste? Dis in my en jou, hoe lyk beste? Ons oordeel net mense omdat hulle nie dieselfde sondig as ons nie. Maar sonde, as jy sondig het jy gesondig. Amen. Wat het ons nou die dag gesê? Die konsekwens van sonde verskil. Amen. Okay, die wat nou disipelskapskool bygewoon het. Die konsekwens van sonde verskil. So, sekere sonde, as ek kan sê, ek kan Shane se 308 begeer, dan sondig ek die woord sê, moenie begeer nie. Maar nou gaan Cassie en hy gaan steel sy 308. Cassie het ook gesondig, maar Cassie gaan toegesluit word. Behalwe sy vir Shane koeksisters gee. Amen, hier is jou gun en jou koeksisters terug. Want hy moet sy penalty betaal. Amen. Daar met sekere sonde kom daar 'n penalty, die konsekwens verskil. Amen. En vandag wil ek met ons praat juis oor finansies, want die koninkryk kyk anders na aan finansies. Ek dink van laas jaar af het julle gehoor hoeveel keer sê ons dis 'n upside down kingdom. God se koninkryk werk glad nie soos die wêreld se stelsel nie. Nie eers 'n bietjie nie. Amen. Amen. As jy kyk God wat die skepper van alles is, jy plant 1 milliput, hoeveel milliputte kry jy terug? 980 gemiddeld op 'n plant. So God werk in multiplication. Maar in 'n ander woorde, as jy een ding saai, kry jy baie terug. Amen. Ek het my hart gesaai, ek het baie vrou teruggekry. Amen. Ek gaan nie sê complicated nie, want vroue is deur die Here gemaak en ons love hulle. Amen. Nie net wat hulle het nie, maar wie hulle is. Amen. Sê hard amen dat jou vrou dit hoor. Sy nie hier vandag nie, dan moet jy dit maar vir haar by die huis gaan sê, my brother. So, ek wil hê ons moet vandag na 'n paar goed kyk wat Jesus gesê het oor geld. En ek gaan een van die bekendste skrifgedeeltes aanhaal uit Matteus 6 uit, in vers 24 sê hy, no one can serve two masters. Serve, dien, met ander woorde, serve in die konteks van dien, in hierdie opset praat van ek is 'n diensknegt van 'n meester. Hy sê, no one can serve two masters. Nou sit ons hier en sê, maar ek het nie 'n baas oor my kop nie. Ek het nie 'n baas oor my kop nie, ek is my eie mens. Amen.
Jy werk dalk vir 'n werkgewer wat soos 'n baas optree, maar hier kom Jesus, hy sê, ek wil vir jou die verhouding skep. Ek wil met jou die verhouding verduidelik, wat is die invloed van beheer oor jou lewe? Dis hoekom ek sê, dis hoekom baie Christene nie Jesus volgers is nie, want 'n Jesus volgers erken die heerskappy van Christus oor sy lewe. 'n Christen erken net, daar's 'n God. Maar hy wil nog steeds sy eie lewe regeer. Amen? Sy eie besluite maak, sonder God. Die Here moet maar net na die tyd bykom. En die probleme kom uitsorg. Amen, hy sê so, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. Amen, wie van julle het al by 'n werk gewerk waar daar 2 toesighouers of 2 baase is? Dan later sê, julle moet besluit vir wie werk ek. Want ek kan nie laat jy so sê en jy so sê nie. Iewers bots dit. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Hy bly wel, val as jy jouself werk, met wie stry jy dan? Amen. So, en hier kom Jesus en hy sê dieselfde ding. Hy sê, jy kan nie 2 baase dien nie. Jy kan nie 2 heersers oor jou lewe hê nie. Either gaan jy die een haat en die ander een volg, of jy gaan die ander een haat en jy gaan die een volg. Iewers moet jy 'n keuse maak. En hy sê hierso, you cannot serve both God and money. En dis so belangrik, hy sê die invloed wat money oor jou het, is jy gaan op 'n plek kom dat geld kan jou so impakteer, dat jy werk vir geld, jy leef net vir geld. Geld is jou baas, geld sê vir jou met jou lewe lei, geld sê vir jou wat jy mag doen, geld sê vir jou al hierdie goed, want dis die invloed wat geld kan hê. Amen, moet nooit onderskat die krag van die gees wat agter geld sit nie. Die ouer vertalings praat van mammon, it's a spirit. Amen. Jy gaan either die spirit of wealth jaag, of jy gaan God die voorsiener soek. Daar's 'n verskil. Want reg deur die Bybel is die waarskuwings. Wat sê hy? Hy sê vir ons in Jesaja 65, as jy jou vertroue in die geluksgodin sit, die van julle wat dobbel, as jy jou vertroue in die geluksgodin sit, gaan jy sterf. Dit is 'n maklike opsie. Hoeveel van die mense wat al lotto gewen het in Suid-Afrika leef nog? Jy sal geskok wees. Hoe min? Want hoekom? Wat sê Spreuke vir ons? Dat unlawful gain will cost the life of the one who receives it. Maar nou, die oomblik wanneer jy geld jou God maak, onttrek God en jy is oop om dood te gaan. Jy het nie meer beskerming nie. Dis wanneer mense vir my sê, ja, as hulle aanjaag en ek sê vir hulle, jy kan nie dit doen nie, jy weet dis verkeerd. Nee, maar die Here sal my beskerm. Die Here beskerm nie as jy buite sy grense beweeg nie. Amen. Hy het 'n wil vir jou. Hy het 'n wil vir jou en bly binne daai wil. Hoe weet ek wat's die wil van die Here? Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Weet jy kom stry ons, want ons ken nie die woord nie. Ons lees nie die woord wat sê, hoe moet ek en jy leef nie, want dit is challenging, want ons wil nie so leef nie. So as jy nie soos Christus wil leef nie, hoekom wil jy dan Christen wees? Of is dit net om jou gewete te sis? Ek sê so sleg soos daai ou. Hy moet finansies kom, Here, en Jesus kom en hy kom praat en hy sê, hey, geld gaan een van 2 goed van jou doen. Hy gaan either jou baas wees, of hy gaan vir jou werk. Amen. So gaan jy toelaat dat geld jou heers? Gaan jy toelaat dat geld jou lewe bepaal? Bepaal geld of jy gelukkig is of nie? Dan aanbid jy dit. Bepaal geld of jy stres of nie stres nie? Bepaal geld of jy worry elke dag oor alles? Dan aanbid jy die mag van geld. Ja, maar Jesus, as dit swaar gaan dit swaar. Ja, maar na wie toe gaan jy? Hardloop jy na geld toe of hardloop jy na die voorsiener toe? Want dis die vraag wat ons onsself moet vra. Daai woordjie master beteken 'n position of ownership. So as geld jou meester is, own geld jou. Wat sê ons altyd? God wil hê jy moet goed besit. Hy wil nie jy goed moet jou besit nie. Amen. Don't let your stuff own you, want dan is jou goed jou baas. Dis is wanneer iemand sê, ek het al hierdie vir julle gedoen. Glo my, man, vrou, as jy jou werk en daai goed bo jou gesin stel, die dag as jy doodgaan,
gaan hulle daai goed verkoop wat jy bymekaar gemaak het. Hulle gaan sê, daai goed het my man of my vrou of my pa of my ma weggehou van my af. Ek wil niks meer hier te doen nie. Jy gaan ook nou sê, hoe kan hulle, ek het so hard daarvoor gewerk. Nee, jy was die slaaf daarvan. Jy was die slaaf daarvan. Amen. Met ander woorde, who has ownership over your life? Wie het eienaarskap van jou lewe? Is dit God of is dit die wêreldse stelsel? En dis die eerlike vraag wat ons onsself moet vra. Want dit gaan bepaal hoe ek en jy moet geld werk. Dit gaan bepaal hoe werk daai woordjie rentmeesterskap. Dit gaan bepaal hoe jy besigheid doen. Dit gaan bepaal hoe jy gee. Dit gaan bepaal hoe jy spandeer. Dit gaan bepaal hoe jy spaar. Dit gaan bepaal hoe jy leef. Amen. Baie keer sê mense vir my, ja, maar geld is my lewe. Nee, tyd is jou lewe. Geld is net 'n tool. Tyd is jou lewe, want tyd hardloop uit. Amen. As jy nie meer tyd oor het nie, geld kan niks daaromtrent doen nie. Amen. Wat gebeur? Die geld wat jy oorgelos het, eet ons broodjies na die tyd. Amen. My favorite is scramble eierbroodjies. So as jy nou weer, as jy 'n begrafnis reël, maak seker daar's 'n platter net scramble eierbroodjies, nie die ham en die kaas en daai goedjies nie. Amen. Nee, ek grap, dis net ek. Ek's baie lief vir scramble eier. So, wat sê Jesus hier? Hy vra, do you serve God or do you serve money? Wie beheer oor jou? En ek wil jy moet vanoggend jouself eerlik vra. Wat 'n impak het geld op my lewe? Wat 'n invloed het geld op my lewe? Hoe word my lewe volgens my inkomste bepaal? Wat ons aan die begin gesê het, keeping up with the Joneses. Moet ek hê omdat ek sien ander mense het dit? Of wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is genoeg genoeg? Sien, die probleem is, dis dit wat geld ons beloof, wat so maklik maak om vir geld te luister. Want geld beloof ons freedom. Geld beloof blydskap. Jy gaan happy wees as jy baie geld. Wie van julle is happy as jy jou bonus check kry? Wie van julle weet nie wat se bonus check? Vra enige wat vir hulle self werk. Amen. Dis die voordeel van die koninkryk. My benefits is out of this world. Amen. Die lekker is van wat jy doen as jy vir die koninkryk werk. Jy sien God se hand elke liewe dag. Jy sien hoe hy voorsien. Ek het vir my mannekampe het ek vir my 'n nuwe waantjie gekoop en ek sê Here, ja, ek love 'n mooi tyre. Amen. En ek sê vir die Here, ek kort vir die waantjie, maar hy moet help. En iemand laat weet my, sê, hoeveel rim soek jy? Ek sê 3, hy sê ek het net 3. Ek het 4 gehad op my een bakkie, toe kry die een seer, so die 3 lê in 'n stoor. Wil jy hulle hê? Ek sê stuur 'n foto. Ons is nog pikkie ook. Wie van julle is ook pikkie van die Here? Amen, is dit net ek? Ja. Stuur die foto, ek sê, hulle is vuil, was hulle. As julle my nie glo nie, vra vir pastoor Tom in Pietersburg. Hulle is vuil, was hulle. Was hulle. Neem my vir my foto, stuur hy. Bring hulle Pretoria toe, hulle is mooi. Nou wil ons mos tyres hê. Wie wil net al probeer, hoe vinnig probeer die skiem om gou 'n paar rand by mekaar te kry. En ek wil net sien, wag, ek kan gou hierdie organise of daai organise, dan het ek dit, en ek voel net die Here sê, wag. 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 Nou wag ons. As ek daai geld gebruik het, was ek vandag in 'n moeilikheid om tyres te koop. Because not that all hell broke loose. Amen. Skielik is daar nie geld nie. Die Here is so getrou. Hierdie week lewer iemand vir my 'n blok kaas af. Ons word tot bederf met iemand op ons huis stop en sê, ek het aan julle gedink, toe bring ek vir julle ice cream cone. Hoe lanklaas het ek 'n king cone so ding geëet. En ek is like, Here, waarmee is jy besig? Hy sê, ek het vir jou gesê, wag. Wag, donderdag gaan ek, my kar het 'n slow puncher, ek gaan tyre maar toe. Hulle fix hom. Op pad huis toe kom ek agter, my kar se tire pressure monitor werk nie. Ons eerste reaksie is, hulle het my kar gebreek. Amen.
Wie van julle is so? Jy wil op die foon klim. Bel hulle. Ek sê, julle het my kar gebreek, julle gaan hom regmaak, maar ek het daarom my pause gehou, ek was nie lelik nie. Ek raak beter. Jou sê, wat maak hy? Hy sê, kan jy môre kom? Ek sê, kan jy môre kom? Maar kom Vrydagoggend, Saterdagoggend, eerste daar weer wees. Hy sê, is reg. Saterdagoggend, 6:15, hulle maak 6:30 oop, 7:15 is ek daar, ek wil eerste wees. Toe is hulle al daar, toe drink ek eers koffie. Vat die kar in, toets die ding, mors dood. Hulle het hom nie gebreek nie, sy battery is pap. Ok? So, nou wag ek, nou sit hulle aan mekaar. Nou sien ek hier's 'n ou, hulle sit vir sy bakkie nuwe tyres op, maar hy tyres wat hy afhaal, wat vir my nog pretty much brand new is. Nou sê ek, nie tyres, hy sê, hy hou nie van hulle nie. Wie van julle was al daar, waar jy kan net tyres change, omdat jy nie van hulle hou nie? Nie omdat dit klaar is nie, dit hou nie daarvan. Ja, nou stap ek na die salesman, toe sê ek, gaan daai ou sy tyres vat. Hy sê, hoekom? Ek sê, ek soek hulle. Ek kort net 3, jy kan 1 hou. Hy sê, waarvoor kort jy? Ek sê, vir my sleepwa. Dis die size wat ek soek. Hy sê, hy sal met die kliënt praat. Hy sê, waar is jou rims? Ek sê, ek is by die huis. Nou begin ek planne ding. Hoe kry ek die rims by my? Maar ons kar is so verdiep ingetrek in die garage. Ek dink, ek gaan my vrou vra al om uit nie. Nou sit ek en dink, ek gaan nou 'n plan maak. Pastor Shorty bel my, hy het 'n troue. Hy sê, ek het vergeet om my trouboek te kom haal. Kan ek hom gaan haal? Ek sê, my vrou is by die huis. Maar terwyl jy daar is, laai my 3 rims op. Bring my 3 rims. Nou bring hy my 3 rims. I mean, hy arme verkoopsman, hy's damstrak. Hier's 3 rims. Hy sê, kan ek dit vir jou opsit maandag? Ek sê, ek is mos nou hier. Ek sê, ek het donderdag 2 ure gesit en wag vir julle om 'n slow puncher reg te maak. Ek gaan nie weer 2 ure wag op 'n maandag nie. Jy kan dit gou doen. Hy sê, okay. Ek sê, maar ek gaan gou ry. Ek moet gou my bril gaan haal. Kom terug. Hy is daar. Hy sê, hoe kwaad was daai ou oor die bande? Want hy vra vir die ou, wil jy die bande hê? Die ou sê, nee, gooi dit weg. Nee, nou staan die ou daar, nou hoor die ou, ek soek die bande, hy sê, vat hulle vir jou. Maar jy moet 1/2 vat. Nou gooi daai ou sy tooi, maar hoe kan jy die goed weggee? Hoekom verkoop jy hulle dit nie? En ek is like, Here, is mense so. Hy het gesê, gooi dit weg, en toe hulle nou dit vir iemand gee, toe sy kwaad. Want hy wil nie hê dit moet gegee word nie. Gooi dit eerder weg of verkoop dit, maar moenie saai nie. Ken julle ook sulke mense? Amen. Hy sal tot sy ou tandeborsel aan jou verkoop, al is dit net vir R1. En dan gaan hy nog moan as jy hom nie gebruik nie. Soos ek jou ou tandeborsel koop, ek maak geweer met hom skoon, net laat jy wonder. Amen. Dis net my vrou se wat ek gebruik as myne is 'n batterypop. Nee. En nie bless die Here my met tyres. Wie van julle, daai bande soos hulle daar staan, weet ek, my skoonseun sal hulle vir R16,000 tweedehands verkoop. Want is freaking goeie bande. Hulle lyk of hulle nog nie 1000 kilos gedoen het nie. En ek is like, wow, Here. En die ou sê, maar jy moet al 4 vat. Nou vat ek maar die ander in huis toe, nou het ek 2 spaarwiele. Amen. Maar ek is so damstrak met dit, nou sit ek en ek dink, hoe awesome is God eintlik, want ons is op 'n plek in ons lewe waar die Here regtig ons challenge om te bid vir 'n deurbraak vir die kerk, meer as enigiets. Ons het regtig 'n behoefte om 'n groter kerk te hê, groter opset. Ek soek nie 'n fancy kerk nie, amen. Ek wil net 'n ou plaasstoor. Amen. 'n lekker groot staalstruktuur plaasstoor. En wie jou dier is hy fancy gebou om te onderhou. Amen. Eerder 'n plaasstoor en ons braai meer. Amen. Want dis die behoefte. Wie van julle hou van braai? Wag, kom ek vra, wie braai nie? Wow. Kan jy nie, of het jy net nie altyd die geleentheid? Okay, nee, maar at least word daar gebraai. As hy. Prys die Here, ek wou nou net sê. So, as jy glad nie braai nie, soutie, en jy kan nie braai nie, we'll organize a weekend for you. Amen, maar at least sê jou vrou vat oor. So, iets sê vir my, sê, worry oor jou braai vernuf. Ons het maar Afrikaanse naweek moet reël vir jou, dat jy soos 'n boer kan braai, nie soos 'n soutie nie. So, jy is een van die ouens wat die hoender in die mikrogolf sit, voordat jy dit op die vuur. O nee, ek wonder nie. So die wortel van die probleem, as ek sê hoe daai ou reageer, is green. Van die oomblik toe hy sien dit word gesaai, is hy klaar kwaad, hoekom het hy nie gesê, gee my R4,000 of R2,000 of R10,000 daarvoor.
Dis wanneer geld jou baas is. Anderswoorde, jy kan die beste intensie hê tot jy sien jy gaan verloor, dan change your mind. Want wat kan ek daarvoor kry? Dan skielik skop daai gees in wat jou begin dryf vir meer en nog en nog. En dit vat God se vermoë in ons hart om 'n blessing te wees weg. Want die oomblik wanneer ek en jy begin na greed soek, hoe toer is ons hand? Hoe toer is ons hand? Ek gee maklik goed weg. Maar almal wat ek ken, gee maklik goed weg. As mense wat elke liewe ding sal verkoop. Alles het vir R5. Net dat hy voel hy het iets daarvoor gekry. En ek verstaan dit. Maar ek kan nie daai mens wees nie, ek was daai mens. Ek het 'n kluis vol gewere gehad. Ek het 'n groot kluis, my vrou pas in hom. Vol gewere. En die Here het met ons kom begin praat. Why? Ek het meer as die helfte gesaai. As jy nou eers in my lewe kom, sorry, nee. Van hulle het ek verkoop. Wanneer dit swaar gaan, dan verkoop ek. Want hoekom? My goed own my nie. Amen. Ek sal tot my droë hout vir jou gee. Ek gaan dalk worstel met die Here daarmee. Maar ek sal tot my droë hout vir jou gee, as ek weet jy wil by Sasol 'n nat sakkie hout gaan koop. Kyk, dis die moeilikste ding vir my om te gee, is my droë hout. Want in Pretoria sak die hout, amen. Prys die Here, ons ken mense in die Bosveld. Toe ons in die nuwe huis intrek, een van die boere bel my, hy sê vir my, waar bly jy nou? Ek sê, in Valeria. Hy sê, is daar 'n plek vir hout? Ek sê, daar's plek vir hout. Hy sê, as jy weer kom kuier, bring jy jou trailer saam. So ek love sulke mense. Is daar 'n plek vir hout? Amen. So ons gaan braai. Maar wat is belangrik? Ek wil hê jy moet verstaan vanoggend dat die oomblik wanneer geld jou consume, die oomblik wanneer geld raak jy consumption mal. Alles wat jy doen moet jy consume. Alles moet oor jou gaan, want greed gaan oor ek. En die twee grootste issues met geld is either greed or hoarding. Dis 'n mooi Engelse woord. Wat is in Afrikaans? Ek ken nie 'n hoarder. Wat is 'n hoarder? Wat 'n opgaarder? Amen. 'n bymekaarmaker, 'n opgaarder. Die woord sê jy gaan een van daai twee doen. Jy gaan either al daai geld spandeer om dit te gebruik, net om iets te hê tot dit klaar is, en dan die res van die maand hy jy 'n korte finansiële deurbreek. Want dis wat ons doen. Die oomblik as ons sak met geld, dan wil ons bid. Wie wil agtergekom? Die oomblik wanneer jou geld sak, dan wil jy bid. Jy het nie vooraf gebid nie. Jy bid wanneer dit klaar is. Nou moet die Here help. Amen. Jy gaan either dit consume of jy gaan goed bymekaar maak. Want jy weet nie wat gaan môre gebeur nie. Jy weet nie wat gaan oor 'n jaar gebeur nie. So jy wil seker maak, daar's nog, ons het jaar voor laas jaar het ouens nog vir ons jaar 2000 se Y2K blikkies kos gebring. Wat soek hy goed nog in jou huis? Jy nie agtergekom die wêreld het nie gestop met Y2K nie. Amen. Daar's nog mense wat 2000 blikkies. Ons kan nie daai uitdeel nie. Imagine jy gaan in die kerk en ons gee vir mense kos en almal word siek. It's like, ooh, dis daai kerk se kos. Ek gaan na jou huis toe stuur. Dis jou blikkie kos. Nee, ek grap. So, as ons blikkies kos in kry, ons gaan nie deur, ons check die datums, die naaste aan verval, deel ons eerste uit. Dit wat klaar verval het, raak ons van ontslae. Want hoekom? Ek het 'n verantwoordelikheid oor mense. Amen. En dis wat jy ook het. Kyk jou blikkie en sê, okay, hy het nou al 2019 verval, dalk moet ek hom nie vir die kerk vat nie. Okay? Wil ook nie sê, dalk moet ek dit proe of hy reg is nie. Dis ook nie 'n goeie idee nie. Amen. Want as jy hom geproe het, kan jy hom nie weer toemaak nie. So wat sê ek vanoggend vir ons? Ek sê dat greed, die definisie vir greed, as ek vir greed 'n definisie moet gee is assumption that everything is for my consumption. Is wanneer ek assume dat alles wat ek het is net vir my. Alles wat ek gain is net vir my. Alles wat ek inkry is net vir my. Amen. Dis hoekom ek lief is om, as ons gebless word met vleis of iets, om mense te nooi vir ete. Ek love kos maak. Amen, julle kan sien. Never trust a skinny cook. Okay? So Mike, ek weet jy gaan nie vir my braai nie. So, dis belangrik dat jy dit verstaan. Ek love om vir mense kos te gee. Ek love om vir mense kos te maak. Ek love om uit te deel. Amen. Ek love om mense te bederf.
Want dis vir my lekker. En ek kon nooit verstaan hoekom nie tot Eddie eendag vir my 'n versie bring wat sê, as jy in leierskap wil staan, moet jy mense kan dien met wat jy in jou huis het. Amen? Sonder om iets terug te verwag. Want as ek gesê het eet, gaan ek nie verwag jy moet dit teruggee nie. Amen? Hou dit, vat dit saam met jou huis toe. Amen? Dis belangrik. Hoekom is dit belangrik om te gee? Want gee breek die mag van hou vas. Gee breek die mag van hou vas. Sien, die wêreld sê, leef, spaar, gee. Leef, koop eers alles wat jy wil hê, koop wat jy nodig het, koop daai nuwe ding, koop daai ekstra ding, koop die 3de en die 4de en die 5de van daai ding. Leef jou geld uit, want dis joune, jy het daarvoor gewerk. Amen. Spaar dan 'n bietjie. En as daar iets oorbly en jy's gesatisfied en daar's 'n R3 of 'n R9 oor, gee dit. Want die wêreld leer ons leef vir jouself. Leef vir jouself. Jy het daarvoor gewerk, dis joune. Hoef dit nik, dis net myne. En jy hoor dit, jy kan baie verkeer. Ek hoor baie keer mense sê, ja, pastoor, ek het gewerk al voor. Dan is my vraag, wie het vir jou die werk gegee? Hoekom vra ek hierdie? Want ek wil hê ek en jy moet gaan kyk, waarheen gaan ons geld as ons begin moan oor geld? Een ding het ons geleer, as ons gestretch word vir finansies, kom daar 'n deurbraak vir die hele kerk. Ek weet nie hoekom wil die Here altyd so werk. Amen? Want hoekom? Our faithfulness vryf af. Hy sê, die olie loop oor die hoof, oor die baard, oor die kleed van Aaron. So in enige orde van God, word altyd van bo af, kom die challenge onder toe. Dis hoekom jy baie keer voel, die pastoor het altyd antwoorde. Nee, ek het net 2 weke terug deur dieselfde toets gegaan, maar dis nou jou beurt, en ek het myne geslaag, so kan jou help. Maar as jy nie luister nie, gaan jou eie les leer. Amen? God werk anders om. Jesus leer ons, gee eerste. Spaar dan. Leef met wat oorbly. Leef met wat oorbly. Jesus het 'n amazing ding gesê oor gee. Wat moet ek gee? Moet ek 'n 10de gee? Moet ek nie 'n 10de gee nie? Moet ek meer gee? Wat moet ek doen? Jesus het gesê, as jy kan 'n 10de gee, gee dit. Hy het gesê, as jy dit nie kan gee nie, gee jou beste. En as jy meer kan gee, gee dan meer. Want dis bo jou, dis in jou vermoë. Amen. Hy sê, maar die vertrekpunt is 10de. Nie 10de soos in Ou Testamentiese 10de nie. Maak in jou mind 'n persentasie vas waarop jy getrou gaan wees, want God seën getrouheid. Hoor mooi, God seën getrouheid, nie die bedrag nie. Kan jy jou woord eer? Here, ek kan net 5% gee, ek kan net 2% gee. Dis wat my huidige situasie is. Dis al wat ek kan gee. Wees getrou, want God seën getrouheid. Maar ek het altyd gesê, going rule is, begin met 10% gee. Spaar 10%, leef 80%. Ek ken mense wat ek weet, hulle leef net op 10%, hulle saai 90%. Maar is 'n journey wat hulle moet stap. 'n journey waar hulle moet stap. Hulle het begin en gesê, ek moet eers kyk of ek kan getrou kom aan net 'n 10%. En toe word dit 11%, toe word dit 15%. En so het hulle saai gegroei. Maar omdat hulle saai groei het, hulle inkomste so gegroei dat hulle moet 10% gelukkig leef. Hy en ou wat ek ken, kry nie eers sy 10% uitgeleef in 'n maand nie. Maar hy saai 90. Hoekom? Want sy gesindheid teenoor geld is reg. Hy sê altyd, ek werk nie vir geld nie, geld werk vir my. Geld is 'n tool wat God gegee het. Geld is nie my baas nie. Amen? Ek command geld. Ek het die opdrag. Wat het die woord gesê? Laat julle heers. Ek kry 'n versie in Psalm 115. Ek dink is 115. Kom ek gaan soek hom gou. Kan ek vir julle lees? Weet nie wie van julle lees psalms nie, maar ek hou van psalms. Amen? Psalms. Ek is sommer daar naby. Sê 115. Sê hard 115. Sodat jy nie vergeet nie. Vers 16. The highest heavens belongs to the Lord, but the earth he has given to mankind.
Wie het beheer oor die aarde? Ons. Jy het beheer oor die resources wat God aan jou toe vertrou. So jy help nie ons blameer hom as ons die stupid keuses maak. Amen. Hy het vir ons gegee om daaroor te heers. Hebreërs 2 sê dieselfde. Vers 8, Dirk se versie op die oomblik. Sê dieselfde. Jesus sê alle authority is vir my gegee. Hy sê maar ek het gekies om dit vir die mens te gee. Met ander woorde, heerskappy op aarde om 'n verskil te maak is joune. Jy gaan kies of jy dit gaan uitleef of nie. En die duiwel is dankbaar as jy die of nie deel doen. Want hy vrye reg om te beweeg en te doen wat hy wil. Amen. Amen. Die ding is, as ek jou moet challenge, begin met gee, spaar, leef. Kan jou garandeer, jy gaan my oor 'n tydperk terug e-mail en sê, jy sal nie glo dit my lewe verander. Want hoekom? Weet jy wat's amazing? As jy 3 jars in die huis moet hê. Amen. Iemand wat ek ken het, hy leer sy kinders so. Hulle 3 jars. Daar staan 'n 10 en 'n 10 en 'n 80. So as hy vir hulle sakgeld gee, hulle gooi sê R100, hulle gooi R10 in die gee jar, hulle gooi R10 in die spaar jar en hulle gooi R80 in die leef jar. Oor 'n jaar is die gee jar leeg, want elke maand vat hy sy gee jar se geldjie en hy gee dit by sy kerk. Sy leef jar is leeg, maar sy spaar jar bly groei. Sien, want daai is jou geld wanneer die popo die fans draai. Wat jy voorsien het vir die popo wat die fans draai. Sien, is oor ons nie spaar nie. Wat doen ons dan? Ons hardloop bank toe, jy kry nog 'n kredietkaart, jy maak nog 'n lening. En op die einde van die dag, wat sê die woord? Die een aan wie jy skuld, daai een is jou baas. Jy werk vir geld. Amen. Dis hoekom, as jy 'n huis wil koop, koop 'n huis. As jy moet bank toe gaan, gaan bank toe, maar betaal jou huis vinnig af. Meer mense word in skuld bedompel, want hy bly net 2 jaar hier, dan wil hy die huis verkoop, of wil hy na 'n nuwe huis toe gaan, dan wil hy hom verkoop. Jou rente bou so op. Dis maar erg as ek hoor mense verkoop so vinnig karre, hulle moet later begin inbetaal om 'n nuwe kar te koop. Dis scary. Jy moet nog die ou kar, 'n ekstra lening vat om die ou kar af te betaal, sodat jy 'n nuwe kar kan koop. Hoe diep wil jy jouself daarin kry? Amen. As jy nie weet wat ek verstaan nie, kry my hier by Rooiwal in die week. Gaan ek jou een van daai damme instam. Daar's 'n ronde damme. Hulle vergader al Pretoria se goed. Hoe diep wil jy daarin wees? Amen. As dit ryk soos mis, as dit lyk soos mis en dit proe soos mis, is dit 10-1 mis. Amen. Amen. As jy God se beginsel verstaan, is dit waar finansiële vryheid begin. En nie praat ek nie van net om skuldvry te wees nie, ek praat ook van om nie deur geld beheer te word nie. God wil nie hê geld moet jou baas wees nie. Hy wil nie hê dit moet jou besit nie. Amen. Die ding is, ons gaar goed op asof ons lewe vir altyd gaan. Wat sê Jakobus? Plaas dat jy sê, as dit die Here se wil is, sal ek môre. Hy sê, want ons het geen idee hoe lyk môre nie. Jy weet nie of jy vanmiddag by die huis gaan kom nie. Hoe kan jy dit sê? Ek het gebid vir veiligheid. Ja wel, jy kom dalk by jou ander huis aan. It's like, ek sien die hemel. Dis cool. Hoe dit gebeur? Amen? Ek het so grappie eendag gehoor. Van 'n ou wat by 'n bar gestop het. Ons kerk was 'n ou bar. By 'n bar gestop het. Staan daar 'n klomp bikers en hy wil sy kar daar tussen die bikes intrek. En hy blaas hoeter en flits die ligte en almal kyk hom net so. En hy besluit hy gaan hulle konfronteer. En die volgende oomblik sê, wie is jy? En hy sê, ek's Petrus. Hy sê, waar is ek nou? Hy sê, jy's in die hemel. Hy sê, hoe het jy hier gekom? Hy sê, onthou jy toe vir daai biker sê, gee pad of. Hierdie is die of. Amen. Die groot ding wat ek dink ons moet gaan sit en doen, elkeen,
Ons moet ons geldsake gaan prioritiseer volgens God se sake. Net soos wat jy 'n budget opstel, wie van julle stel 'n budget op? My vrou. Sy kan vir jou presies elke sent sê waar dit heen gaan. Wil God hê jy moet vir die koninkryk ook 'n budget hê. Amen. Nie om rekord te hou van wat het jy gegee nie, maar om jouself te motiveer om te bly gee. Amen. Want as ons swaar kry, die eerste ding wat ons doen, ons maak ons hand toe. Amen. As jou geld min raak, dan hou jy vas aan die bietjie wat oor is. Wie van julle het dit al agtergekom? Amen. Dan hou jy vas. En dis waar Jesus juist kom en sê, nee, gee juist daai. Want hoekom? Dit breek daai hou vas waar daai geld gaan om sê, ek het nie dit. Ek het nie dit. Amen. Kom ek lees vir julle. Matteus 6, ek is nog daar, nee? Vers 31. Jesus is nog steeds aan die woord, nie ek nie. Hy sê, so do not worry saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? Wat sal ons eet? Onthou, hier het ons nie yskaste gehad, nie? So hulle kon nie goed bære in die vrieskas tot hulle vanmiddag volgende naweek kan braai nie. Hulle het nie yskaste gehad, nie. Amen. Wat 'n lewe, ek dink hulle, as hulle biltong geken het soos ons het ken, wat 'n lewe. Met Milan kom jou sak biltong aan. Hulle water, hulle kan het vrot geword. Sy het nou die dag gesê, dit is hoekom Paulus gesê het, moenie dronk word van wyn nie. Wat het hy gesê? Omdat hulle water vrot geword het. Want hulle kan dit nie, hulle waterkwaliteit is laag en hulle water hoeveelheid was skaars in die woestyn. Het die mense wyn gedrink. Maar wat gebeur as jy baie dors is? Met water voel jy dik, met wyn val jy rond. So daar was 'n effek, en Paulus sê, pas op vir die effek. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. Wat sê hy? Pas op, onder wie se invloed staan jy? En dis dieselfde met geld. Wie is jou baas? Onder wie se invloed staan jy? Hy sê, do not worry, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? Wie van julle al agtergekom, selfs in tye wat jy niks het nie, het jy nog steeds geëet? Het jy nog steeds gedrink? Het jy nog steeds klere aan jou lyf gehad? Amen? Weet van julle het gewilliglik uitgetrek, want dit was toe nog met die wyn. Ons is nie nou daar by daai storie nie. Amen? As jy die hele tyd worry oor wat gaan ek eet, wat gaan ek drink, wat gaan ek dra, gaan jy jou hand begin toemaak. En jy gaan nie meer gee nie. En jy gaan begin weer 'n consumer word en 'n hoorder word. Want die maarjare gaan jou bang maak en jy gaan by mekaar maak in plaas van om te saai. In plaas van om vir jou, daai selfe vers wat ons offerande geneem met Ecclesiastes sê, gooi jou saad op die water, vers 1. Gooi jou saad op die water. Dis 'n praktyk wat die ou mense gehad het. Hulle het soms soos mieliesakke op die water gegooi. Dan spoel dit uit, down river. En soos hulle aftrek, as hulle daar onder kom met daai mielies uitgespoel op die kant, dan die plante gegroei. Dan oes hulle nie. Sien, hulle het hulle way prepare. Ons sê, ja, jy het net jou geld vir die kerk gee, en gooi jy net geld op die water. Die Bybel sê, beste ding wat jy kan doen. Hy sê eintlik, daar saai op 6 of 7 plekke. So, daar 7 dae in 'n week. Jy kan eintlik elke dag saai. Net om seker te maak, as dit 'n lang draai is, daar is so 'n lang oes lê. Amen? Sien, ons is so behep met nou, ons vergeet God is die God van môre ook. As ons omstandighede ons nou raak, vergeet ons God is ook daar. Hy is in jou nou, hy is in jou môre. En hy het klaar die een wat môre uitgesorteer. Amen, jy worry, hoe gaan jy môre uitseer? Hy's like, nah, ek het dit, los dit. Kry net vrede. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, ek gee rus. Amen. Dis wat hy wil hê, ons as Christusvolgers moet leef met oop hande. Vers 32 sê, for the pagans run after all these things. Hierdie woord pagan, in die konteks gaan nie hier oor die feit van laer klas nie. Hier gaan dit oor die ouense gode, want hy praat hier met oor God, oor master. Hy sê, want selfs die pagans met hulle gode hardloop agter sekere gode aan. Hulle het 'n God vir die en hulle het 'n God vir daai, en as die oorstroming kom, want hy sê God op sy skouer. Hardloop hy na droë grond toe, in 'n geval sy God versuip. Amen. Weet nie van julle dit al gesien nie. Dis vir my die funnieste wat van daai gelowe, as daar 'n groot storm kom, want hulle beeltjie, dan hardloop hulle met hom, net so lank hulle God nie verdrink nie. Amen. Dis hartseer, amen. So bly ons dien 'n lewende God.
Hy sê so, they run after these things and your heavenly Father knows that you need them. Hulle is ge-worry oor, wat dra ek? Hy sê, jy het 'n pagan mindset as jy worry oor branding, wat dra ek? Wat eet ek? Wat het ek? Hy sê, jy het 'n pagan mentality, jy het 'n afgodery mindset. Hy sê, want jou God, die Vader in die hemel, jou Vader, jou Pa, die van julle wat nie Dinsdag aan sy klas bygewoon het nie, jou Vader, hy weet wat het jy nodig. Wat sê hy met hy sin? Why worry? As die een wat die hele heelal in sy hand het, jou ook het. Amen? Die een wat die hele heelal het, het jou ook. Hoekom worry jy? Hoekom worry ek en jy, as God ons het? Amen? He knows that you need him. God weet wat is jou behoefte. Hy weet wat jou begeerte. Maar God sal jou planne ruïn as hy weet jou planne gaan jou ruïn. Hy sal jou wêreld tot 'n stilstand bring om jou te red, as jy toegelaat het dat jou wêreld oor jou heers, maar jy wil hom jou God noem. Hy sal jou kom wys wie's God. Hy verander sake, hy verander omstandighede. Hy verander my en jou. Ek en jy kan nie onsself verander nie. Amen? Amen? Die Here sê, ek is nie die een wat jou toets nie, maar hy sê, ek is die een wat daai toets gaan gebruik. As so 'n liedjie wat ons af en toe in ons huis speel, ons het 24/7 musiek aan, maar daar's 'n liedjie wat altyd opkom. Hy speel in my kar ook, daar's altyd so 'n sinnetjie in die liedjie wat sê, God never loses a battle. Amen? Maar ek love die tweede deel, but God never wastes a battle. Sien nie net verloor God nie 'n battle nie. Hy mors nie 'n battle nie, hy gebruik hom. Hy gebruik hom om jou geloof te groei, hy gebruik hom om jou karakter te groei, hy gebruik hom om jou oë oop te maak, jou ore oop te maak, jou hart sag te maak, maar hy gebruik dit ook om die duiwel 'n les te leer oor jou. Los my kind uit. Amen? Amen? Hy is ons Vader, hy weet wat ons nodig het. Dan kom vers 33 wat sê, but seek first the kingdom and his righteousness. Met ander woorde, daai woordjie seek is so belangrik, die Griekse term is reorder. Met ander woorde, prioritiseer, kry jou prioriteite reg. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Hy sê, reorder. Met ander woorde, jy gaan jou mindset oor hierdie goed moet begin verander. Anders gaan jy heeltyd dieselfde resultate kry. If you want better results, make better choices. Amen? En dis wat hy sê, ons moet reorder, rearrange, ons moet ander keuses maak vir ons lewe, dan sal ons ander resultate kry. Dieselfde keuse gaan dieselfde resultaat kry. Amen? As jy jou toon teen die bedkassie stamp, en al 25 keer skuif jy eerder net die kassie. Amen? Jy sien, jy is die handyman. Jy wil nie moeite doen nie, maak dit maklik, kap die voet af. Ai, prys die Here. So bly jy is nie my dokter nie. Dokter, daar's iets in my oog. Wat ek kyk, is no graag. Okay. Met ander woorde, hoekom sê hy seek first the kingdom of God? Hy sê, ek wil hê jy moet leer dinge doen, soos wat die koninkryk dinge doen. Ek wil hê jy moet dinge doen, soos wat ek Christus dinge doen. Ek wil hê jy moet my mindset kry oor hierdie goed. So hy sê vir hulle, julle manier van dink gaan nie werk as dit kom by koninkryk en finansies nie. Jy kan nie met 'n wêreldse mindset God dien nie, jy kan nie. Amen, dit gaan jou breek, dit gaan jou moeg maak, dit gaan jou knak. Hy sê, jy gaan moet jou mindset oor hierdie goed verander. Ons gaan moet dit doen. En wat is sy mindset? It's a others first kingdom. Jesus het altyd gesê, sit ander eerste. Jou naaste lief hê soos jouself. Jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê, bid vir mekaar, dien mekaar, dra mekaar se laste. Amen? Dis wat hy wil hê. Amen? As ek sê, volgende Sondag het ons 'n diens, ons gaan bid vir jou deurbraak, as jy 'n probleem het, bring hom kerk toe, moenie jou vrou op die skouer sit en na inloop nie. Ons gaan 'n ambulans vir jou bel, sy gaan nie impressed wees nie. Amen? Maar wat sê hy vir ons? Hy sê, ons moenie soos die wêreld wees nie, ons moet soos ons Vader wees. Hy sê, jou Vader weet wat jy nodig het, hoekom wil jy worry? Leer om soos hy te dink, begin alles met 'n saad. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Elke deurbraak wat God van die begin af gedoen het, met 'n saad begin. Hy het eers gesaai.
Hy het eerste gesaai. Hy het iets gedoen om daai momentum te gee. Here is so slim, hy sê, kom na my toe, nader tot my en ek sal tot jou nader. Wat sê hy? Gee jy net die eerste tree en ek sal jou in my grootheid ontmoet. Hy dare jou om uit jou boot uit te klim. Hy dare jou om van jou stoel af te klim. Hy dare jou om uit jou ongemak uit te kom. Hy dare jou om uit jou verskoningsbootjie uit te klim. Hy dare jou om uit jou, ek is nie goed genoeg mindset te klim. Hy dare jou, gee net daai een tree, wat hy vir jou kan wys wie hy. Maar hy kan niks doen terwyl jy in denial leef nie. Daar was een ou in denial, en dit was Moses. Amen. Hy was in denial, en hy was die eerste basketkeis gewees. So, moenie dink jou basket is anders of uniek nie. Hy het gewys, selfs al is jy in denial, en jy leef in 'n basket, kan jy nog steeds 'n heerser word oor koninkryk. Amen. Sien die wêreld wat jou nou ingesluk het soos Moses, hy was ingesluk deur Farao se wêreld, tot God sy oë oopgemaak het. Toe word hy 'n redder van die mense wat onderdruk is. Sien, wanneer God jou begin seën, bou 'n langer tafel, nie 'n hoër muur nie. Word 'n groter blessing, laat jou sakke dieper word. Ek het altyd so gebed, Here, maak my sakke dieper, sodat ek meer mense kan seën. Amen. Maar wie van julle het gesien, vandag se broeke het sulke vlak sakkies. Jy kry as jy mooi druk 'n R5 in. Amen, waar is die daar van safari pakke, daai sak kom amper tot by jou kuit. As hy oom Nota by die bank haal hy so lank uit, dan is dit so 'n rol. Tel hy hulle so. Amen. Koop hy hele stroper met so 'n rol note. Vandag vat hy so 'n rol note koöperasie toe, gaan hy met 'n brood huis toe. Amen. Lewe duur geword. Amen. It's a upside down kingdom. God doen alles andersom. As jy wil hoog wees, dien. Amen. As jy wil vooruit gaan, kom by die voete van mense. As jy wil bekend wees, leef agter die lyne. Sien, die koninkryk werk anders as al hierdie goed. En tot die disciples, imagine die disciples, is hulle, ek kan my net hulle prentjie indink. Wie is Jesus? Hy is die hoeha van die wêreld. Hulle is like, Jesus is deel van hierdie ou. Amen. En nou kom hulle op daai punt van, Here, ons weet jy is nommer 1. Ek wil net weet tussen ons, wie is nommer 2 en nommer 3? Wie gaan langs jou sit? As jy nou nommer 1 is, wie is nommer 2 en wie is nommer 3? As jy die president is, wie is die VP? Ons wil net graag weet tussen ons disciples, ons wil net onsself hier al reg kry vir ons posisie daar. Mense sak nie. Ons is so posisie gedrewe. En dis wat hulle doen. Hulle sê vir Jesus daar, wie van ons is belangrik? Markus 10, wie van ons is belangrik? Wie van ons gaan aan jou regterhand sit? En so stry hulle onder mekaar, en Jesus hoor dit, en hy kom en hy sê hierdie, Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Hy sê, daai mindset is 'n wêreldse mindset. Ek wil baas oor mense wees, ek wil die eienaar van mense wees, ek wil in beheer oor alles wees. Hy sê, dis 'n wêreldse mindset. Wie wil in charge wees? Sien, dis die vinnigste wanneer ek iemand afbring, as hy in leierskap, ek weet die Here het hom geroep, en hy oues is in, ek kan nie wag om mense onder my te hê nie. Nee, jy hoor dan nie in leierskap. Want hoekom? God het ons nie gemaak om diktators van mense te wees nie, maar die diensknegt van mense. Amen? We serve people, we don't rule over people, we rule over the kingdom. Amen? Iemand eendag so mooi gesê, hoe sê hulle sê, don't love money and use people. Love people and use money. Amen? Moenie mense misbruik om wins te maak. Eie gewin nie. Amen? Hy sê, selfs hulle so, hy sê, not so for you. Hy sê, moenie julle so wees nie. Moenie soos hierdie wêreld wees nie. Moenie soos hierdie wêreld dink nie. Moenie soos hierdie wêreld redeneer nie. Die wêreld is gepla oor die Joneses. Die wêreld is gepla oor wat het Pietie en Kosie en kyk Sannie hulle en kyk daai en hierdie een het hierdie foon en daai een het daai kar en hierdie een het die wêreld is daarmee gepla. Hy sê, not so for you. Moenie laat materialisme jou insluk nie. Moenie laat posisie jou insluk nie. Moenie laat status. Ek is hierdie groot besigheidsman. Moenie laat daai goed jou raak nie, want dit gaan jou besoedel. As jy wil die beste wees in iets, wees die beste diensknegt. Hy gaan sê, welkom goeie en getroue diensknegt.
Amen. God sal jou seën volgens jou nederigheid. Nie jou vermoë nie, want hy sê ek is die een wat jou die vermoë gegee het om rykdom te verwerf. So dis nie eers jou vermoë nie. Hy het dit nog gegee ook. So dis ook syne. So wat het ons? Wat is die enigste ding wat ek en jy na die tafel toe bring vir die Here? Ons sonde. Wat dra ons by tot die koninkryk? Ons sonde. Dis al wat ons access na hom toe gee is. Wanneer ek eerlik is oor my sonde, dan sê hy, kom laat ek jou skoon was, jou herstel. Maar ons kan niks anders bydra nie. Amen. Ek en jy is nie God nie, so ons kan nie soos 'n God reageer en optree nie. Maar as hy ons skoon gewas het, wat is ons dan? Sy kinders. Want ons ander privileges. Maar hy wil hê sy kinders moet dink soos hy dink, soos die huishouding werk, die koninkryk werk so. Want as die koninkryk verdeeld is, gaan hy platval. Amen. Hy sê, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be a servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Sien, baie keer as jy op 'n plek is wat jy alles verloor het, dis die beste plek waar jy God kan ontdek. Nie omdat God jou jammer kry nie, maar omdat jy vir die eerste keer op die plek is om te bestaan, jy is nie in beheer soos wat God in beheer is nie. Jy is niks sonder hy. Ek is niks sonder hom nie. Amen. En baie keer moet die lewe jou kom strip van alles wat jy gedink het dit moet wees, sodat jy besef, jy is ook net op hierdie aarde, saam met ons almal. En daar's net een God. En jy gaan either hom erken as jou God, of jy gaan terug wêreld toe, en jy gaan geld erken as jou God. Amen. Vers 45 is seker die vers, Markus 10:45, wat ek wil hê, as jy ooit een vers in jou lewe kan onthou, memoriseer, plak hom oral om, een vers, dan sit die vers. Hoor mooi, so een vers is wat ek sal wil hê, jy moet onthou, is dit hierdie een. For even the Son of Man, number 1, hulle fight oor wie's nommer 2 en 3, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Christus het gekom en kom wys, hoe moet ons leef? Jou lewe moet jou lewe kos. Hy sê, ek Christus, ek wat number 1 is, het nie eers gekom om eer te kry nie. Ek het gekom om te dien. Ek het gekom om te dien, ek het gekom om my lewe af te lê vir mense. Hy sê, wees jy dieselfde? Doen jy dieselfde? Amen. Amen. Hy sê, wees selfless. Moenie by mekaar, moenie 'n opgaarder, 'n hoorder wees nie. Moenie 'n consumer wees. Net omdat 'n ding op 'n special is, beteken nie jy moet hom koop nie. Ek luister eendag, vir 'n ruk lank het ek lank boeke gelees oor biljonêers, want ek love hoe hulle dink. As jy ooit jouself as jy besigheidsman gaan lees bietjie oor 'n paar biljonêre, dan leer jy hoe dink daai ouens. En hy nou is so amazing wat hy sê, hy sê, as jy wil weet eintlik wat 'n groot consumer jy is, as 'n ding wat R1000 is op 'n special is vir R700, want jy koop hom, want jy spaar R300, hy sê nie, jy het nog steeds R700 spandeer. Hy sê, want jy kan 'n ander ding wat net soos daai ding lyk goedkoper kry dalk vir R100. So jy het R600 gemors. Maar omdat jy 'n brand jaag en nie die behoefte nie, kos dit jou geld. Amen. Omdat jy die brand jaag en nie die behoefte nie, kos die brand jou geld. Ek is baie lief vir Bybels. En op 'n tyd het ons self Bybels ingevoer, ons Biker Bybels. Toe breek my hart toe ek sien wat betaal ons vir Bybels in die winkels. Amen. Want ek sien toe wat betaal hulle om 'n Bybel in te kry. 'n Goeie studiebybel nou gaan jou tussen R1300 en R1800 kos. Amen. En hulle betaal dalk R110. Hoe groot is die winsgrens? En dit maak my hart seer, want selfs die Christene is wêrelds in besigheid. Ons help nie mekaar nie, ons kryf meer. Ons jaag sulke groot winste na, dat ons ander mense verarm. Wat sê Jesus?
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom to many. Wat sê hy? Vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge, elke behoefte, elke need, elke want, sal hy vir jou gee. Sien, God wil gee. Jy hoef nie daarvoor te werk nie. Wat wil hy moet jy doen? Soek die koninkryk, leef die koninkryk en laat hom toe om soos wat jy beweeg aan te vul alles wat jy nodig het. Amen. Hy is die beste projekbestuurder. Hy is die beste QS wat daar is. Hy het klaar jou lewenspad omgesom, die kostes, alles wat daar is, het hy klaar bereken. Dis hoekom hy vir my en jou sê, bereken die koste. Wat sê hy vir jou? Weet dat elke besluit gaan jou iets kos. Either gaan dit goed wees, either gaan dit bad wees. Amen. Amen. Afsluit met my favorite sinnetjie, my een favorite sinnetjie. As dit by geld kom, die hart van die probleem is 'n probleem met die hart. The heart of the matter is that there's something wrong with the heart. Sien, ons probleem lê hier binne. Dit kan wees oor hoe ons groot geword het. Jy het dalk baie arm groot geword. En nou overspen jy, want jy wil nie weer daar wees nie. Jy wil nie weer bekend staan as die mense wat ander kan die spoor bly nie. Baie mense sê hulle was so arm, hulle het Kentucky toe gegaan om ander mense se vingers af te lek. Ons het net deur die venster gekyk, hoe lek ander mense jou vingers af. Ons kon nie eers self ingaan nie. Van die beste tye in my lewe was van die tye wat ek die swaarste gekry het. Ek het op 'n tyd vrou geboer en ek help hom twee goed in sy boerdery verander, want ek bid, ek sê vir Here, gee vir my wysheid, ek kan nie verstaan wat hier aangaan nie. En die Here gee vir my wysheid en ek sê vir jou, dis wat ek wil hê jy moet by jou lande doen, en dis wat ons gaan doen by jou skape, want dit was sy twee grootste struggles. En die van julle wat boerdery ken, sy drulland mielies het hy so 4 ton mielies per hektaar afgehaal, en toe ek vir hom sê wat die Here my wys, haal hy daai jaar 7 ton op 'n hektaar af. En hy het so 12.000 hektaar mielies geplant. Maal dit met 7 ton. Weet jy hoeveel mielies is dit? En sy skape het hy gesukkel met 'n lammeroes van so 40%. Met ander woorde, 60% van sy lammers vrek, hulle maak dit nie. En die Here wys vir my en ek sê vir hom, ons gaan hierdie probeer, en daai jaar het hy 'n 75% lamoes. En van sy woeie tot 3 linge gegee. Amen. En die einde van die jaar kom en hy gee prestasiebonusse. En hy gee vir my 'n cheque van R1000. Hy sê, dankie vir wat jy vir my werd was hierdie. My hart breek, want ek weet hoeveel geld het hy gemaak. En ek wil in opstanding kom en die Here sê, nee, ek het met jou die wysheid geshare, dat jy vir hom 'n blessing wees. Ek sal vir jou 'n blessing hê. Daai is 'n moeilike pil om te sluk. Amen. Amen. Want ek wil bedank, ek wil waai. Wie van julle wil werk vir R1000? En jy moet weet, ek het sy melkery geran. Melkery, 4 uur die oggend sit die masjiene aan, 11 uur vanaand sit jy die masjiene af. 7 dae 'n week, as jy vakansie. En ek bly, ek werk. En die Here is so amazing. Die Here skep opportunity. Maar wat vir my belangrik was in daai boerdery, dis die pad waar ek werklik met God begin stap het, want daar het ek ontdek, God is 'n landbouer. Die hele Bybel is vol boerderybeplanning. Saai en maai, al daai goed is die wêreld vol. Ek dis hoekom ek baie lief is vir die boere. Amen. Hulle politiek sak, maar hulle verstaan van geloof is amazing. Amen. Ek en jy sukkel nie met geloof,
Ons sukkel met geloof teenoor ons boere. Hierdie week bel 'n boer my, hy sê vir my, ek weet ons het vir jou gesê, en vir jou gemeente bid vir die reën, kan jy 'n bietjie stop? Ek sê, wat gaan aan? Hy sê, al my chilies het versuim. Kyk, en hy plant paprikas, en hy plant al hierdie, wat noem jy daai goed wat jy so like, jalapenos. Hy plant nou sulke groot pepperdeeltjies, hulle is so groot as jou naal, noem het button pepperdeels. Weet jy hoeveel moet jy pluk om 'n krat vol te maak? Hy sê, dit is so nat, hulle kan nie in die lande inkom nie. So sy gemoed is daar, maar weet jy wat sy volgende sin? Hy sê, maar jy sal nie glo nie, ek het vir jou skaap geslag. En hy is like, rarig. Jy het nou net alles, jou hele oes vir die jaar is weg. Maar jy sal nie glo nie, ek het vir jou skaap geslag. Kan ek kom stuur, of wanneer kom jy Bosveld toe? Sê, kom jy gou Bosveld toe, daar is nie petrolgeld. My hart brand om daar te kom, maar daar is nie petrolgeld. Hy sê, okay, ek stuur hom vir jou, want ek weet iemand kom deur met 'n lorry. En ek is damstrak, okay, ek is baie bly oor die skaap, maar ek is damstrak oor 'n ou wat daar staan. Tom stuur vir my foto's van 'n ander boer. Net die sonneblom se geel op die is nog kleur. Tot die water het tot onder die koppe opgestoot. Hektare. Mielies wat net die saad bo, en ek praat van mielieplante, het kleur. Alles onder, so die water is so hoog vir kilometers deur die ouens se lande. En ek moan want my gras versuim. Ouens wat solar panels gedoen het, dat die water het oor die solar panels geloop, die gras en die bome lê oor die solar panels. En daai boere se solar panel projekkies, ons praat van 120, 150 miljoen, wat hulle groot fabrieke of hulle groot store, wat die vrugte en die goed moet koud hou en sorteer. Ek praat van 120 miljoen rand solar projek, het verdring. En hier kom hierdie ou en sê, maar ek het ten minste vir jou skaap geslag. Hy is excited oor die skaap wat hy kon slag. En dit is vir my so amazing, want dit pas my so by volgende land. Weet jy wat, al sak my omstandighede, ek kies om nog steeds goed te wees. Al maak niks anders sin nie, ek kies om nog steeds goed te wees. Ek gaan nie selfless wees nie, ek gaan nie op 'n hoopie sit en mope nie, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie plat lê nie. Maar dit wat ek oor het, gaan ek begin weer saad in die grond kry, want hierdie oes sal herstel. Amen. My setback is net temporary, want God is die enigste een wat daar is vir altyd. Elke storm reën uit, elke bad seisoen gaan oor. Amen. Maar God is die een wat konstant is. En ek wil jou vandag encourage, al het jou finansies hoe, wil ek jou encourage, moenie jou hand toemaak nie. Al gee jy 'n freaking R1, maar wees consistent. Ek het 'n oom geken, hy het op die berg gesit, in Magaliesberg gesit, hy wou selfmoord pleeg, hy het letterlik alles verloor. Hy vertel my sy getuienis. Hy het daar bo gaan sit en hy het vir die Here gesê, ek kan nie, hierso, ek moet nou teruggaan en ek moet vir my vrou en my kinders gaan sê, ek het alles verloor. Hy sê, maar ek kan nie teruggaan nie, ek gaan eerder die bo sit en myself skiet. Hy sê, en die Here vra vir hom, wat het jy? En hy maak sy wallet oop en daar's 'n 10 sent. En die Here sê vir hom, vertrou my met daai 10 sent. Vertrou my met daai 10 sent. En hy sê, okay Here, ek vertrou jou met daai 10 sent. Hy sê, en hy bel die kerk waar hy was, 'n pastoor, hy ry na hom toe, hy sê, hierdie is my, sê, 2025, begin Januarie saad. Ek het 10 sent. Ek het 10 sent. Die einde van die jaar, dit teken 'n 55 miljoen rand boukontrak. Want hy die Here vertrou met 10 sent. En nou is hy 'n groter believer in gee as om geld te hou. Hy sê, ek weet wat ek nodig, ek het nie baie nodig nie, maar ek weet wat dit was om niks te hê nie. So ek weet met hoe min kan ek klaarkom.
En dis wat ek laas Sondag gesê het, die Here is besig om die hele kerkwêreld te leer, cool it down, kom terug na basics toe. Julle hoef nie die high society te leef nie. Amen. Want soos wat die eindtyd nader kom, gaan dit moeiliker raak. En die ouens moet alles gaan meer hou, want hulle moet alles onderhou. Amen. Die Here is besig om ons almal te leer, skaal af. Skaal af. Skaal af. Wees ewerigewer. Kry saad in die grond, want as jou droogte kom, dat iemand vir jou kan teruggee. Amen. Amen. Die hart van die probleem is 'n probleem met die hart. Sien, ons is geleer. Die kerk wil net jou geld hê. Amen. Mense verdraai tot die skrif. Hulle verdraai daai een vers wat sê, money is the root of all evil. So hoekom wil die kerk dan nie geld hê? Hy sê nee, die werklike versie sê, the love of money is the root of all evil. As jy so lief raak vir geld, dat jy ander mense begin indoen. As jy so lief raak vir geld, dat jy oor ander mense begin loop. As jy so lief raak vir geld, dat jy mense begin hulle lewenskwaliteit kos. Kyk, ek dink meeste van julle weet, ek is nie bang om iets te sê nie. Ek bedien in die Bosveld, drink ons koffie na die diens. Die 4 boere wat by my staan, is soos die 4 boere. En hulle praat met my oor gee, en ek sê vir hulle, weet julle wat breek my hart van die Bosveld? Ek sê, hier is julle 4. Julle het die vermoë om elke ou wat hier in skuld is, wat die bank sy plaas te wil vat, te kan help. Maar julle wag dat hy sy plaas verloor, sodat julle hom teen 'n bargain kan koop. Ek sê, dan sê jy's 'n Christen. Jy sit eerder daai ou met sy vrou en sy kinders op straat, sodat jy 'n goeie deal kan kry. Dis ek praat so. En hulle gesigte was, mense kon dit rekord. En die een ou sê, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Weet jy wat's amazing? Die volgende jaar, toe ploeg hy sy buurman se lande. Soms moet jy eers alles verloor, voor jy die waarde besef van niks nie. Hoor mooi, soms moet jy eers alles verloor, dat jy die waarde kan besef van niks nie. Maar Vader, ons kom volgende, Here. Ek kan nie oordryf deur te sê, ons sak met geld nie. Ons rentmeesterskap sak, ons keuses sak, ons way of thinking sak, Here, ons sukkel as mense. Want die wêreld is so maklik. Maar eintlik is die koninkryk ook maklik, maar ons probleem is, ons probeer by die wêreld byhou en nie by die koninkryk nie. En ons het werklik, Here Jesus, ons het werklik U inspraak nodig om keuses te maak, soos wat die koninkryk dit maak. Om werklik besluite te neem, soos what would Jesus do? Hoe sou Jesus opgetree het, voordat ek optree, laat ek eers gaan bid, in plaas van om nadat die popo die fan gestryk het, dan aan die Here vas te gryp en te sê, help nou. Hoekom kan ek nie begin nie, Abba Vader, deur te begin en te sê, voor ek besluit, help my eerste. Wys my, leer my, dat ek nie foute maak en besluite neem buite die lyne, die riglyne van die woord van God nie. Help my om die koninkrykslewe te leef en nie 'n wêreldse mindset te hê nie. Help my om 'n saaier te wees. Maar help my om grense te hê, dat ek myself beskerm en ander mense beskerm. Gee my die onderskeiding van gees, dat wanneer mense in my pad kom, dat ek kan weet, is hierdie hoarders of consumers, of is hierdie 'n werklike nood? Dat ek die nood, die need sal aanspreek, sodat mense na
Paulus sê dit so mooi, ons moet so gee dat God die eer kan kry. Help ons om so te gee. Laat ander mense sien wat elkeen gee en sê, wow, dit kan net die Here wees, wat daai persoon se hart so aangeraak. Dis wat ek vra vandag. Help ons om sensitief te wees vir wat U wil doen. Help ons om humble te wees in hoe ons leef. Here, is lekker om nice goed te hê, maar dit is so bad as ons goed ons own, asof ons werk vir dit. Ons leef vir U. Tyd is ons kosbaarste besitting. Terwyl ons hier is, leef ons vir U. Help ons om my lewe te leef tot voorsiening. Tot voorsiening van U hand vir mense deur elkeen van ons. Laat ons U hande en U voete wees. Laat ons wees wie U ons geroep het. Laat ons wees hoe U ons gemaak het. Laat ons dade, ons wandel, ons elke dag lewe Christus weerspieël. Christus weerspieël. Dis wie ons is. Dis wie U ons geroep het. En dis wie U ons uitstuur vandag. Gaan en gaan dien met wat ek jou gegee. Gaan en gaan dien met wat ek jou gegee. Ons steek volgende hand op en sê, Here, ek sal gaan. Stuur my. Ek sal gaan. Stuur my. Stuur my. Gebruik my om die koninkryk te bou, soos wat U dit in my en deur my wil bou. Ek sal gaan. Stuur my. Is ons gebed vanoggend. Is ons gebed vanoggend, Abba Vader. In die naam van ons koning Jesus die Christus. En almal sê saam. Amen. Dis ons reeks. En ek wil jou encourage. Gaan luister weer na die reeks. Ek wil jou encourage om vat 'n pen en papier en maak notas vir jouself. Sit vir jou bord op. Waar kort ek boundaries? Want jou boundaries beskerm jou. Jy sit boundaries vir jou op, nie vir ander mense. Jou boundary het niks met ander mense uit te waai nie. Hulle sien die effek, daar's 'n boundary. Maar jou boundary moet gaan om jou te beskerm teen jouself, teen verkeerde vriendskappe, teen verkeerde mense in jou huwelik, deur die mag van geld. As jou boundaries in plek is, sal jy baie meer gelukkig wees. Jy gaan baie minder moeg wees. Jy gaan baie meer 'n plesier wees om te wees. Maar kry jou boundaries in plek. Amen.